Hierdie is 'n ma en 'n mikrofoon. Welkom by hierdie episode. Janet, ek is baie opgewonde en nuuskierig en ek is seker ons luisteraars van 'n ma en 'n mikrofoon ook om alles te leer van julle tuiskoolhuis, kieswetter klaskamer. Vertel ons van julle gesin. Julle is 6 vroue en 1 man, so daar's baie estrogen in julle huishouding, nie waar nie? Ja, dankie Danielle vir die uitnodiging. Ek is mal oor tuiskool, dis my passie. Ek is al 22 jaar getroud aan Timothy en ons het 5 pragtige parels. Die Here het ons geskenk met wonderlike dogtertjies. En my man het interessante werk. Hy's 'n huweliksberader en 'n komediant. So ek dink dis die wenresep vir 'n lekker huwelik. Ja, seker om die humor in die huwelik raak te sien, wat ek glo belangrik is. En ek gaan kyk, julle YouTube kanaal en julle webblad, dit lyk regtig soos 'n opwindende reis en 'n baie lekker gesin om van deel te wees. En soos jy sê, jy's regtig passievol oor tuiskool. En ek dink dis ook vir mense wat dalk wil luister, party stel dalk daarin belang en wil dit doen, ander wil sommer net leer soos ek. Ek vind dit altyd interessant om te hoor wat doen ander mense. So vat ons bietjie terug na julle tuiskool storie. Hoe dit begin, watter dag het jy besef jy wil 'n tuiskoolma wees? Ja, wel, my ma het my broers se tuisonderrig en ek het 'n oogie op die tuisonderrig gemeenskap gehou toe ek jonger was. Ek het self onderwys geswat en toe dink ek, miskien is dit in my toekoms ierste, maar ek het gedink aan hoërskool tydperk met my kinders en toe het ek ons oudste dogter na 'n pragtige privaat skool gestuur, graad RR en graad R, en toe sukkel sy nogals want soos baie ouers is my dogtertjie laat in die jaar verjaarsdag en sy was nog nie emosioneel en ook akademies gereed vir graad 1 nie. En ek is dankbaar aan die juffrou wat vir my dit gesê het en gesê sy sal voorstel dat Janay weer graad R herhaal. En toe besef ek, maar dis nou my kans. Of ek kan haar weer in die skool terugsit of ek kan haar huis toe bring en dan probeer ons graad R jaar as tuiskool. En ek het die hele tyd gedink, as dit nie uitwerk nie, dan stuur ek haar terug skool toe en dan kyk ons maar hoe gaan dit. En ja, die rest is history. Ja, ek kan nou net sê, nee man, dit het uitgewerk, maar jy sê jou eie boeties is tuisonderrig, maar jy nie. Was jy dus in 'n gewone hoofstroomskool? Wat was jou agtergrond met skool en skoolgaan? Ja, ek was die oudste kind, so ek het skool gegaan. Ek was by Hatfield Christian School in laerskool en toe gaan ek na die Glen High toe in hoërskool en ek het skool verskriklik geniet. Ek is 'n baie leergierige persoon en die Here het my geseën met goeie onderwyseresse wat regtig soos mentors vir my was en wat dit vir my baie interessant gemaak het. En ek was bekommerd toe ek begin tuiskool dat my kinders dalk nie dieselfde mentors of invloed sal hê van goeie onderwysers wat in hulle lewens kan inpraat nie. En nou 12 jaar later kan ek vir jou sê die Here het voorsien en daar is tye waar my kinders dan of 'n tutor kry of 'n ekstra klas by 'n wetenskapjuffrou of 'n kreatiewe skryf Engelse juffrou en daai juffrouens het so gesaai en jy weet in my kinders se lewens ingeploeg wat ek voor dankbaar is en die Here het ander mense in hulle lewens. So dis nie net ek gewees al die jare nie. En dit is wat God doen met tuiskool. Hy voorsien op wonderbaarlike maniere. Ja, Ralna, eintlik ek het 'n vorige episode gedoen. Dit het nie gegaan oor tuiskool nie. Dit was oor 'n ma met baie kinders, die wonderlike Tina van Deventer wat 12 kinders het, haar eie kinders. Ja. Wat hulle ook almal tuiskool onderrig en sy het ook gesê mense Ken vir Tina? Ja, sy sê toe ook, sy kry ook tutors in en een van die kinders dink ek het Mandaryns geleer, baie interessant. So sy sê ook, daar's altyd mense wat help en jou hande versterk. Maar nou weer terug na, jy het nou jou eerste dogtertjie begin tuiskool in graad R, so toe het jy dan nou 'n klomp jongetjies ook gehad. Hoe het dit toe gebeur dat jy besluit het, maar jy gaan almal by die huis onderrig? Ja, dit is 'n great vraag want toe ons begin, toe was Janay 6 en Ilani 4 en my jongste was wel die middel enetjie nou was 1 jaar oud. Dit was voor ons tweeling gebore was. En ek het gedink, miskien moet ek na elke persoonlikheid kyk en as die tweede enetjie is duidelike ekstrovert, moet ons nie dadelik besluit sy gaan tuiskool nie. Ek moet kyk wat is beste vir haar. En so ek was ook vir die idee van die Here moet my wys, is die plan vir almal. En toe het dit gebeur dat ek in my die tweede dogtertjie se graad R of 1 jaar het ons die tweeling verwag.
En toe sien ek dat ons huissituasie gaan die beste werk as ek by die huis is en almal is hier by my en ek help hulle om skool te doen en werkies te doen. En toe was hy ook 'n baie ma vasdogtertjie, ons tweede enetjie, en ek sien, skool gaan ook nie vir haar lekker werk nie, sy wil nie eers, 1 uur van my af weg wees nie, en ek kon vir haar dan daai nabyheid en daai sekuriteit bied, saam met tuiskool, dat sy heeltyd by my kon wees, en so het sy eers later in haar jong tienerjare, moes wegbreek van my af op 'n baie meer natuurlike manier. So die Here het voorsien in hulle behoeftes, en dan was dit makliker vir my om minder rond te ry met babatjies, om by die huis te wees, en ons het, werkies gegryp en gedoen wanneer ons tyd gevind het, en dan kon ek vir my babatjies ook voorsien het. So dit was lekker chaoties gewees in daai tyd, maar definitief ek dink makliker vir 'n tuisbly mamma om haar kinders te help en nie daai gejaagdheid om ons moet die kinders by die skool hê en gaan aflaai en optel en alles wat skool van jou verwag nie. En ek dink julle het nou al goed julle voete gevind, soos jy sê, maar daai tyd was dit seker dol, want jy het nou Yes. 1 of 2 wat jy moet tuisonderrig en dan kleintjies, dis baie verskillende ontwikkelingsfases. Wat was vir jou van daai beginjare as jy nou terugdink? Jy is nou al deur dit, maar wat was vir jou die mees uitdagende dinge van om die tuiskoolpad te begin en watter foute dink jy het jy gemaak? Ja, weet jy, dit was uitdagend, maar die Here het my geseën met 'n sprootjie-agtige eerste jaar. Daai 2014 het ek besluit ek gaan graad R weer doen met my oudste dogter en ek gaan dit prettig maak. En ek sien die skool waar sy was, het 2 klankies, selfs 3 partykeer in 1 week vir hulle die kinders geleer. En ek sien my kind kon nie bybly nie. So toe besluit ek, kom ek vat 1 letter van die week en ek leer dit vir my kind op 'n baie sensoriese en 'n praktiese manier. En ek laat haar skryf in 'n letter of ek het ietsie wat kan proe, wat begin met daai letter. As dit V was dit vla en dan moet sy daarin skryf en dan het ek gedink, wat kan ons alles te by daai lettertjie pas wat sy kan oorleer? Ons gaan soek vir vere buite in die tuin en dan het ek het dit so geniet. Ek het soveel blydskap en vreugde in my hart gehad en die Here het voorsien, hy sou saam met daai letter van die week, sou hy diertjies stuur in ons tuin wat pas by daai letter. En ek het nie eers in alfabetiese orde gewerk nie. Die Here het 'n Hottentots God in ons badkamer laat verskyn in die week wat ons leer oor H, en dan het hy hasies gestuur, en dan was daar 'n tarantaalkuikentjie wat 'n buurvrou gesê het, kom kyk die tarantaalkuiken in die teeweek, jy weet. En later het ons gesê, wat stuur die Here nou vir ons? En dan was daar 'n para met P-week of 'n wurm met W-week. En ek het gesien die Here wil hê ek moet aanhou tuiskool, so hy laat dit net vir my fantasties lekker wees. En ek kan vir jou sê dit was 'n vlot jaar, baie ongewoon. Ek dink nie alle tuiskolers vind hulle eerste jaar so lekker gemaklik nie, maar ek dink regtig die Here het my kom bonatuurlik voorsien en geseën, want hy het 'n doel gehad met dit. Hy het geweet ek moet die lang pad stap met hierdie tuiskool. En ek het geblag oor daai jare wat ek nou vir ander tuiskoolmammas kan wys en dit het dan weer in 'n bediening ontaard. Dan dink ek ook jy en seker enige ander tuiskoolma, daar's mos maar sekere onderwerpe waar mense altyd baie sterk opinies het en ook nie omgee om hulle sterk opinies met jou te deel nie. Dus ons weet al, ons praat so baie op die podcast oor hoe jy kies om geboorte te gee of te borsvoed of nie of wat ook al. So ek kan glo jy het ook al allerlei dinge gehoor en mense wat hulle opinies met jou deel oor jou keuse om hierdie te doen. So wat is van die dinge wat jy gereeld hoor? Eerstens, of wat is van die slegste kommentaar wat jy al van mense gekry het oor hierdie besluit van julle wat vir julle as gesin werk? Ja, ongelukkig dit gebeur. Baie keer hoor ek mense raak dadelik defensive, jy weet, en hulle sal sê, o nee, ek sal nooit kan tuiskool nie, ek sal my kinders doodmaak. En dan is ek van, o jene, okay, dit klink dan nie goed nie. En ek sien ouers wil dadelik sê hoekom hulle nie sal kan tuiskool nie. En dan sal ek sê, o okay, nee, dis reg, jy weet, ons het net besluit is wat ons graag wil doen, maar wat baie keer ouers vergeet is dat hulle help hulle kinders met huiswerk by die huis en ek dink daar is baie tens en streweling en ek verstaan dit kom uit 'n plek van
hulle sukkel miskien met die eksamentyd, met huiswerktyd. En hulle kan net dink om daai kort tydjie wat hulle probeer met hulle kinders help, om dit nou te vergroot en te dink, dis dan permanent hoe dit gaan wees. Wat 'n mite is, dit is nie hoe die huiswerktyd, dis druktyd, dis moegheid, jy weet, en ons kry ons kinders vars in die oggende met homeschooling. Ons sien hulle op hulle beste. En ek dink ouers besef nie dit nie, jy weet. Hulle dink net aan daai vreeslike, moeilike, struwelinge tye. En dan die ander ding is ouers dink ons kom nie uit die huis uit nie. Hulle soos in wel hulle hoop my dogters het vriendinne en maatjies. En ek is soos in, ja, ons kom wel uit die huis, jy weet, ons bly nie in 'n soos 'n recluse hier so by die huis die hele dag nie. En ek is eintlik lus om al die maatjies net permissie te kry by al die ouers van my dogter se vriendinne en te plaas. Hier is my kind se maatjies en hier is 'n beste pel en hier kuier ons weer saam met vriende. Want dit voel asof hulle dink ons het niemand anderste nie. En hulle vergeet ons is sosiale wesens. Ons het vriende oralste. Ons gaan op kampe en ons tuiskoolgemeenskap is eintlik baie groot en ons maak seker ons kom gereeld in aanraking met ander mense en daar's eintlik fantastiese goeie kwaliteit vriende wat ons kinders gemaak het wat hulle lank in hulle lewens nog sal hou. En jou kinders, kry hulle ook vreemde kommentaar van as hulle dalk nou iemand die eerste keer ontmoet en hulle sê vir 'n maatjie, hulle gaan nie skool toe nie en hoe leer jy hulle dit om soms dalk kwetsende kommentaar te hanteer? Hoe hanteer jou verskillende ouderdom dogters dit? Ja, hierdie jaar het my 9-jariges gehoor dat hulle seker baie dom is omdat hulle homeschool en dat hulle net een juffrou het, so weet hoe gaan dit werk en hulle is by die huis, so hulle doen seker geen werk dan nie. En toe het my dogtertjies vir my vertel en ek gee altyd vir hulle raad voor, ek dink daai maatjie wens hulle kon tuiskool. Ek gaan maar daai roete van, ek dink hulle wil graag ook by hulle mamma by die huis bly en hulle kan nie, so julle is eintlik baie bevoordeel. En ek sê, en die beste manier, hoe het jy geantwoord? Dan sal hulle sê, nee, ons het net gesê, okay, as dit is wat jy dink. So hulle is maar stillerig en hulle luister en hulle is 'n tweeling, so hulle kyk maar vir mekaar en hulle is in, nee, my mamma is 'n goeie juffrou, jy weet, so ietsie. So ek gee vir hulle dan tools om te sê, jy kan sê, ons hou van homeschooling en los dit net daar. Of jy weet, sê vir die maatjie, as jy wil homeschool, kan jou mamma met my mamma gesels. Sodat hulle kan 'n boodskap terugstuur en sê, jy weet, julle is baie welkom om te gesels, ek's oop om enige vrae te beantwoord wat julle dalk mag hê. Ja, want nie elke opmerking regverdig ook noodwendige antwoord of 'n argument nie, nê? Ek dink ook jy wat nou sê mense wat sê ek sal dit nie kan doen nie. Ek dink ook aan daai episode met Tina, mense se reaksie is outomaties ek sal nie so baie kinders kan hê nie, maar niemand het gesê jy hoef nie, net omdat iemand dit doen beteken. Ja, dis vir my altyd lekker dat jy kan luister hoe mense dit anders doen en 'n ander lewe het en net iets by hulle leer sonder dat jy dit jou eie hoef te maak. Ek dink wel hier gaan baie mammas dalk wees wat luister en wat dalk dink dit is iets wat hulle sal wil doen. En ek dink baie gaan dalk sê, maar jy, Janet, is 'n onderwyseres, jy weet, jy het daardie gawe, wat van 'n ma wat dalk voel sy het nie daai gawe nie. Hoe kan sy te werk gaan om nog steeds dalk te tuiskool die wat dit nou wil doen, maar nie die onderwysagtergrond het wat jy het nie. Ja, weet jy, 'n toegewyde mamma is 'n baie powerful ding, want daai mamma sal oor hekkies spring, weet, oor berge klim vir haar kind. So, en die mammas wat luister na jou, hulle gee om oor hulle kinders, hulle soek raad, hulle soek inligting, so hulle is al klaar in 'n posisie wat sê, hoe kan ek die beste vir my kind gee? En dis wat tuiskool oor gaan. Dit gaan oor, hoe kan ons kinders help op hulle beste belange, om hulle eerste te stel en te sê, ek sien die skoolstelsel werk nie vir my kind nie. En dan gaan hulle uit en hulle doen navorsing. En deesdae is daar so baie opsies en maniere van tuiskool. Daar is nie net die een manier van online schooling nie, daar is nie net boeke wat mens bestel en kry nie, daar is ook die vryheid van, kom ons gaan biblioteek toe en gaan lees boekies saam.
Kom ons laai af goeders wat gratis is op die internet. Daar is soveel gratis goed beskikbaar. Ek dink baie mense dink tuiskool is baie duur, maar hulle moet net ondersoek instel en uitvind, wow, selfs ons regering het boekies vrygestel wat gratis is, wat mens kan aflaai en uitprint. En daai navorsing gaan hulle bemagtig. En dan gaan daai mamma sien, okay, so ek moet net bietjie tyd met my kind spandeer. Ek moet self hierdeur gaan. Enige iets wat hulle nie verstaan of nie weet nie, is daar 'n video voor op YouTube. Daar verduidelik wiskunde nou vir enige graad. So ek dink ouers moenie dink hulle sal nie kan nie, net omdat hulle omgee vir hulle kind sal hulle kan. En hulle sal dan alles te doen en hulle mag, selfs al is dit 'n tutor inkry of 'n spesialis of 'n raadgewer, sal hulle help om hulle kind mooi te kan help. Maar ek dink nou, jy weet jy het 5 wat jy daar by die huis onderrig en ons weet elke kind verskil en almal leer verskillend. So hoe balanseer jy die verskillende leerstyle en hulle is op verskillende vlakke en ouderdomme en grade? So jy moet omtrent seker balle in die lug hou. Hoe manage julle dit? Hoe lyk 'n dag in die lewe by julle tuiskool? Ja, weet jy, ons het die persoonlikheidstipes geneem en dit as 'n kurrikulum eintlik gebestudeer. Ons het gekyk na, weet nie of jy die boek gesien het, I'm Surrounded by Idiots. En dit gaan oor verskillende kleure en persoonlikhede. En toe kyk ons na elke persoonlikheid in ons gesin en ons het gekyk na liefdestale en soos jy sê leerstyle. En dan het ons gekyk, okay, so daar is meer as een soort in ons huis en ek en my man verskil baie, so ons kinders het ietsie van alleste. En wat is die voordele daarvan? En ek sien, ek het kinders wat blou is, wat beteken hulle is netjies, hulle hou van skedules, hulle is meer georder, en hulle soek 'n rooster. Hulle soek om te weet wat om te verwag, wanneer doen ek wat. En ek is nou weer 'n geel persoonlikheid wat go with the flow is en flexible en net sê, kom ons vat hierdie en ons doen hierdie vandag en kom ons los daai en dan het my kinders die gaps ingevul waar ek nou nie baie organiseerd is nie, het daai kindertjies wat nou meer goed is daarmee gesê, mamma, sal jy vir my 'n rooster uitdruk? Ek wil graag inskuif soos my weeksplan. En ek sê, okay. Dan wil hulle tye insit. Dan sal ek sê, ek dink nie ons moet tye insit nie. Kom ons sê, ons lys die vakke wat jy graag wil doen en dan kan jy so lank werk soos jy wil en stop en breek wanneer jy wil. Mamma wil nie ingeperk word met tye nie. En so het ons 'n balans gevind tussen ons persoonlikhede wat vir ons goed gewerk het. En dan het ek gesien die ander kinders wat nou meer wil speel, hulle kort meer vryheid om in daai spel te leer. Hoe kan ons dit vir hulle meer prakties maak? Hoe kan ek daai wat hulle geniet om te doen in 'n werksopdrag verander? En dan is die kreatiwiteit daarso om dit te doen. So ek moet sê, ek dink die Here vat elke mamma wat homeschool en hy het vir haar daarso eienskappe gegee wat goed is. En die mammas wat graag rutine soek en graag wil weet, hoe gaan ek maak met my kind? Ek wil daai boksie mamma en ek wil die goeders aftik. Daar is kurrikulums wat werk vir hulle. En die ander mammas wat meer soos ek is en net lekker geniet om vryheid te hê, dit kan dan ook werk vir tuiskool en ons het weer 'n verskriklike vol en interessante leerkurrikulum waar ek net gryp van goeders wat ons in belang stel en meer los is van 'n syllabus wat vir my voorskryf. En dis hoekom ek dink daar is nie 'n manier van tuiskool wat ek kan voorskryf vir iemand nie. Ek luister eers wat is hulle behoefte as mens en as mamma ouer en wat is die behoefte van hulle kinders. En as 'n kind ADHD is of special needs of meer los is van 'n kurrikulum wat gaan voorskryf, dan gaan ek hulle help met kreatiewe idees en sê, kom ons kyk hoe kan ons jou kind beter help. En dit is wat ek dink tuiskool se voordeel is. Jy gaan 'n baie unieke leerplan kan uitwerk vir verskillende behoeftes. En watter raad sal jy gee? Ek hou van dat jy sê, jy weet, mens pas dit aan by die persoon en daar's nie spesifieke riglyne nie, maar daar is tog ook soms stories van tuiskoolprogramme wat dan later kom dit nou uit, dit was nie op standaard nie, of die kind kom in matriek en nou slaag hulle in die eksamen nie, jy sal nou baie meer van dit weet as ek, maar hoe moet mense seker maak dat
wanneer hulle die pad begin, dat hulle weet dit volgens die departementele riglyne en sodat daai dinge reg is, dat wanneer jy by sekere grade vereistes kom, dat alles in plek is. Ja, 'n goeie idee en manier om dit te doen is die regering het die uitkomste alles op hulle website gesit. So dis CAPS se uitkomste vir graad R, graad 1, graad 2. Dis verskriklik 'n lang dokument en dit vertel jou in detail hoeveel Engels, hoeveel Afrikaans, hoeveel ure, wat moet hulle kan doen. En dis eintlik so groot dokument dat ouers net een kykie daarna gee en dan voel hulle oorweldig. So ek sou sê koop miskien een CAPS boek van die wiskunde of van die Afrikaans by PNA of ietsie en dan kan jy loer daarso na wat verwag is vir daai jaar of wat moet jy dek. En dan kan jy sê, okay, ons gaan hierdie vat, maar ons gaan nie dit in hierdie boek leer nie. Ons gaan dit nou met woordjies buite op met bordkryt teken op die muur of ietsie soos dit. En daar kan jy nou die werk sien en jy weet ons is op paar. Ons bly by wat voorgeskryf is, maar ons vind ander maniere om ietsie te leer. En dit hoef nie net in 'n boekvorm te wees nie. En dan kan mens ook oulike ander werkkaarte sê, nou maar jy sien jou kind het bietjie meer tyd nodig om te leer oor tyd of konsep vas te stel. Dan kan jy nou Google en sê, nog werkkaarte oor tyd, of 'n videoetjie wat dit tyd verduidelik. En dan kan jy nou vir jou kind mooi daai konsep laat verstaan, tot hulle dit bemeester het. En nie net aangaan met die volgende werk, omdat dit so in die boek is nie. Dis 'n goeie verduideliking, so jy weet dan eintlik wat die eindbestemming is, want daar's verskillende maniere om daarby uit te kom en elke kind se manier om dit te doen sal verskil ook. Korrek, dis 'n korrek. verduideliking. En as jy nou so terugkyk na jou tuiskooljare, was daar iets wat vir jou eintlik 'n verrassing was of hoe jou kinders op goed gereageer het? Wat was vir jou van die lekkerste herinneringe van die afgelope paar jaar om 'n tuiskoolma te wees? Ja, weet jy, ek het nou baie heimwee want ek reël nou 'n gradeplegtigheid vir my graad 12 kind wat hierdie jaar klaar maak en my emosies is so vlak want ek het nou vertel ons het graad R jaar gediggies saam geskryf en saam in piramides gebou uit klei uit en ons het Romeinse etes gereël en maatjies genooi en dan, jy weet, gelê om 'n tafel en druiwe en dadels so gepluk en geëet en ek het dit so ingeleef. Ek kan nie vir jou sê nie, ek het nooit geweet die Here het hierdie loopbaan vir my beplan nie. Hy het my laat in die botter val want hy het geweet ek wil naby my kinders wees. En ek het onderwys geswat, maar ek gaan ander mense se kinders leer. En ek dink hy het 'n groot geskenk vir my gegee om al die jare met my kinders hierdie tyd te geniet. En meer as dit, nou is daar ander ouers wat vra, hoe kan hulle dit doen? Ek het nooit geweet daar gaan so behoefte wees om dit oor te vertel nie. So, nie net het die Here vir my die heel gunsteling wonderlikste loopbaan vir myself gegee nie, maar ook dat ek dit as 'n bediening vir ander mense kan wys en verduidelik, sodat hulle ook die paadjie kan stap sou hulle wou. En hierdie graad 12 dogter van jou, dis baie spesiaal dat jy nou al aan die einde van die pad staan met een. Wat is haar planne of drome vir die toekoms? Het sy 'n idee wat sy wil doen? Ja, Janay is sy word nou 18, Sondag wat kom, en sy het dieselfde liefde vir sielkunde as ek en my man, so sy het al baie sielkundige kursusse geneem in haar hoërskoolloopbaan. Sy het haarself gekwalifiseer as 'n tiener life coach, en sy het kreatiewe idees om terapie te doen met tieners wat nie net sit en praat behels nie. Sy wil kyk hoe kan sy tieners help om met hulle angs te deel, miskien met perdryterapie, sy wil 'n kursus daarmee doen, maar ook met kunsterapie, of sy gaan nou 'n paar verskillende avenues explore, en kyk hoe kan sy haar liefde vir berading, en dan ook life coaching en tienerbegeleiding kombineer om ander tieners te help, wat miskien sukkel met verskriklike angs en depressie en al die goeders wat tieners meer moet cope. So ja, sy is opgewonde en haar toekoms is blink.
En hierdie webblad van jou en al die hulpbronne wat jy het, vertel net so vinnig vir ons, wat is daar als, hoe help jy ander ma's wat tuiskool of wil tuiskool? Of pa's Ja, natuurlik ook, ek dankie. is ook pa's betrokke. Dankie Daniella. Ja, kieswetterklaskamer.co.za. Daar sal julle my kursus vind hoe om te begin tuiskool. Ek het onlangs 5 nuwe video's opgeneem waar ek verduidelik oor die wetlike aspekte van tuiskool en al die kurrikulumopsies en ook hoe mens matriek kan klaarmaak as jy 'n tuiskooler is. Daar is nie net die een manier nie. En ek help ouers om rustigheid te kry daaroor, want ek verstaan die stres en die angs wat nou op hulle kom en hulle harte voel baie bewerig. So dit is alles te beskikbaar as 'n video kursus. En dit kan hulle dan inskryf daar op my webwerf. En dan help ek graag graad R en graad 1 mammas wat graag wil tuiskool en hulle sê, maar ons wil dit op daai prettige sensoriese manier doen wat julle gedoen het in graad R. Ek het dit saamgestel en oorgemaak sodat dit in 'n WhatsApp tipe vorm is sodat ek deur die loop van die jaar vir die mammas die werk stuur 'n week voor die tyd. En dan kan hulle sien wat moet hulle koop en hoe gaan dit lyk as ons nou volgende week tuiskool. So ek wou nie net vir hulle die kurrikulum verkoop en sê, jy weet, goodbye sterkte nie. Ek wou sê, ek vat julle hand as 'n tuiskoolmamma wat dit al gedoen het met 5 keer oor en ek help julle om graad R en dan graad 1 jaar waar jy jou kind leer lees. Wys ek jou hoe om dit te doen. Stap vir stap op 'n baie praktiese manier en ook nie oorweldigend nie. Net stukkie vir stukkie, hierdie is hoe jy dit kan doen. En dan as daar iemand is wat sukkel of wat ekstra raad nodig het, kan hulle my kontak en so kan ek raad gee en is 'n heeltemal 'n praktiese begeleiding vir mammas in daai graad R en graad 1 jaar. So daai skakel en daai inligting is ook daarso by kieswetterklaskamer.co.za. Jy's nou 'n groot hulp vir ander ma's wat die pad begin, maar toe jy destyds begin het, jy het gesê jy het nou mense wat ook hulp vir julle verleen. Wie is die mense of die instellings of wat ook al wat vir jou deur die pad gehelp het en jou gekry het tot waar jy nou 'n matriek het met die tuiskoolpad? Ja, ek het ook baie blogs gelees. Ek noem vir Lini Lees daar in die Kaap met haar kinders. Sy het 'n pragtige blogs geskryf, maar wat nie nou tans aktief is nie maar Ancient Paths of ietsie het ek gelees en dan het ek baie Amerikaanse homeschoolers se artikels gelees en daar is 'n groot tuiskoolgemeenskap in Amerika en hulle het ook baie groot invloed gehad op my passie en ook op die manier hoe hulle baie speels en speletjies en praktiese maniere gevind het om kinders te help om te leer. En ek het gesien leer moet lekker wees. En daai was van die begin af my doelwit, dat my kinders geniet om goeders te leer, dat hulle nuuskierig bly, dat hulle lees ook interessant vind en dat hulle nie dit forceer voel nie, dat hulle nie stres voel daarmee nie. En ek dink een van jou vrae was ook weet wat se foute maak nuwe tuiskolers. Ekskuus, ek vra jou vraag vir my, maar ek wou net noem dat tuiskolers het 'n neiging om te vinnig om te dink skool moet nou by die huis gebeur. En hulle gebruik 'n kurrikulum wat so rigied is en wat so voorskriftelik is dat hulle eintlik weer onder daai druk en daai verskriklike sperdatums en ons moet hierdie doen, ons moet hierdie inhandig en dan is dit eintlik daai stres en daai angs wat by die skool was, herhaal hulle ongelukkig by die huis. En ek wil ouers aanmoedig, ons is nou vry hierso by die huis. Ja, ons gaan rapporteer aan die departement en ja, ons gaan hulle laat weet hoe gaan dit hier by ons, maar ons het die vryheid van wat die huis vir ons bied. So moenie dit mis nie. Goeie raad, dankie. En dan 'n bietjie agtergrond van jou grootwordjare. Vertel my van jou ma en wat het jy by haar geleer, Janet? Ja, weet jy, my ma het 'n liefde vir die woord en vir die Here vir my 'n voorbeeld gestel en sy het definitief gewys hoe ons liefde vir God as 'n voorbeeld kan stel. Jy hoef nie altyd te preek nie. Jou ouers, jou kinders sien die verhouding wat 'n ma het met die Here self. En ek kon sien hoe ontsettend lief is my ma vir die Here en dit het by my gebly. Ek kan sien dat sy graag
tyd met die Here wil spandeer en die Bybel lees en dit was soos sonder om vir my te preek kon ek sien, wow, hierdie verhouding is vir haar so belangrik. En dis wat ek graag by my kinders ook wil los, is dat jou verhouding met die Here is jou eie persoonlike verhouding en jy kan dit self kweek met die Here om deur met hom te gesels wanneer ook al jy wil. So dit was 'n beautiful prentjie vir my van 'n verhouding met die Here. Dankie Janet en dankie vir jou tyd en gesels en dit is so lekker om na jou te luister en te hoor hoe iemand regtig vreugde put uit hulle kinders en wat hulle doen en soos jy sê daar's sekerlik uitdagings en elke dag is nie maklik nie, maar dit klink asof jy regtig hierdie pad wat jy gekies het met soveel oorgawe doen en jou kinders geniet. So dis lekker om daarna te luister. Het jy dalk 'n laaste woord nog vir enige ma wat dalk nog 'n bietjie twyfel of so aan die begin van 'n pad staan, net enige closing remarks? Ja, as ek hou van dat jy sê ek geniet my kinders. Dit was ook vir my baie belangrik. Ek wil hê my kinders moet sien hoe lag ek saam met hulle. Ek wil hê hulle moet die smile op my gesig sien. En partykeer het jy slegte dae en jy voel ontsteld en dan kom ek agter, "Sjoe, ek frons verskriklik baie vandag." of jy vang jouself miskien in die spieël en jy sien hierso lyk dit vir jou die nuwe fronslyne. So as ek kan herinner dat alles wat mors of foutjies maak of soos dit gaan verby. Maar wat vir ewig bly is daai tye wat jy saam met jou kind gestoei het of saam die koek opgetel het en gelag het oor wat gebeur het of die verf. Jy weet, daai goeters is mooi herinneringe. En laat jy pret hê saam met jou kinders sodat vat 'n oomblik en doen dit kilie attack en kilie hulle op die bed of partykeer lag hulle so vir my as hulle sien hierso doen mamma nou iets so kinderliks en jy tap in tot jou innerkind en jy gaan spring op die trampolien saam met hulle en jy doen ietsie wat so onverwags is en jy sien daai kindertjies se oogies wat soos light up met joy and wonder. En ek dink as ons as ouers nie dit sal verloor nie, ons as mammas, moenie daai kinderlike klein dogtertjie binne jou verloor nie. Laat jou kinders dit weer uit jou uithaal, sodat jy saam met hulle bietjie kan speel. En dan het ons iets weet wat sal bly vir ewig.